elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Goed, ons het 2 maande terug, het ons begin met die gesprek oor Petrus wat sê, die oordeel van God begin by die huis van God. En ons het gekyk eers na Handelinge en hoe hulle in die vrees van die Here is. En elke keer wanneer God sy heerlikheid openbaar, dan kom daar wat die skrywer van Handelinge noem, die vrees van die Here oor die vergadering. En dat dit 'n baie aardige gevolg ten doel gehad het. En dit was 1, nie net het die gemeente gegroei nie, maar 2, mense wat nie regtig hulle self verbind aan Jesus nie, het dit nie gewaag om hulle te voeg by die gemeente nie. Nee, dit was 'n interessante ding. Toe nou verlede week het ons gekyk na 1 Petrus 4 vers 17 en ook onder andere het ons Esegiel gelees. Nee, waar Petrus sy inspirasie vandaan kry om vir die gelowiges te sê die oordeel begin by die huis van God. Maar ek het nie beplan nie, maar in hierdie week het daar nou dinge gebeur en gesprekke gevolg en ek wil hê ons moet iets anders te raak lees in die Bybel wat in hierdie tema net voortvloei en aangaan. En ek dink dit sal ons almal baie stig. So as julle Bybels het, kan julle so lank oopmaak by Numeri in die Ou Testament. Dis gewoonlik, wanneer ons by sulke boeke kom, waar mens baie dankbaar is vir 'n inhoudsopgawe. Numeri nie so seer nie, maar as ons nou die dag uit Obadja lees, ek weet nie of een van julle vinnig na Obadja toe kan blaai nie. Maar ons wil uitkom by 'n baie interessante verhaal. Nou, al die skriffies wat ons nou gaan lees, ons gaan lees in Numeri, ons gaan ook lees in Deuteronomium, en dan gaan ons afsluit met 'n skrif in Korintiërs. Maar in al hierdie skrifte word daar verwys na hierdie insident wat julle nou gaan raaklees, en dis Numeri 20. So ek wil net seker maak, ek kom daar uit, daar sê Numeri 20. Nou, Meribah, die waters by Meribah, sê my Bybelse opskrifie daar, dit was die epiese verhaal waar daar nie water was nie, en die mense is kwaad vir Moses, omdat hy hulle gebring het na 'n plek waar daar nie water is nie. Inherent is hulle ook kwaad vir God, en dis nie die eerste keer dat Israel vir God kwaad raak en murmureer nie, en selfs lelike goed sê, soos onder andere, ons siel walg van die kos wat ons moet eet. Nee? Julle sal dit onthou, ons het dit op 'n kol ook gelees. Maar kyk, ek gaan nou net vinnig, net vir julle die oorsig gee uit Numeri 20, ons begin by vers 1, ek gaan so 'n bietjie gly lees, net so totdat ons by die stukkie kom. Die kinders van Israel, hulle is in die woestyn, die hele vergadering by 'n plek met die naam van, in die woestyn Sin. Eerste maand het die volk in Kades gebly, Miriam het gesterwe en is begrawe, en dan die kritiese oomblik, vers 2, daar was geen water vir die vergadering nie, en toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom. Nou, vers 4 sê hulle, waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? Nou, interessant, die Israeliete identifiseer hulle nou as die vergadering van die Here, en hulle gebruik die heilige naam van God, Yahweh. Dis hoekom dit in jou Bybel in hoofletters sal staan. En hulle sê, ons is die vergadering van die Here, so hulle eie identifiseer hulle self as 'n spesiale groepering van mense, nee, met 'n baie spesiale toewysing, die vergadering van die Here. Nou sê hulle vir Moses, hoekom bring julle die vergadering van die Here in hierdie aaklige plek waar ons en ons vee moet sterwe? En dan verlang hulle terug na Egipte, dis vers 5, vers 6, daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg, na die ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hulle aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. Nou, hierdie is 'n insiggewende skrifgedeelte, want die van julle wat studente van die Nuwe Testament is, en veral van Hebreërs, sal onmiddellik 'n hak, hoe sal mens sê, 'n konnotasie kry,
nee, van waar die skrywer van Hebreërs sê, dat Jesus is die afskynsel van sy heerlikheid, nie afdruksel van sy wese. So jy hoor daai gedeelte, en onthou, die Bybel wat die Nuwe Testamentiese skrywers gehad het, was die Ou Testament. Daar was nie 'n Nuwe Testament nog nie. So hulle die Ou Testament gebruik om die lering tuis te bring oor wie Jesus is in die heerlikheid van die Here. So jy verstaan dat die heerlikheid van die Here verskyn aan hulle, dis vers 6, en die Here, Jahwe, het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom, is die staf van Aaron, jy en jou broer Aaron, en spreek julle, en spreek tot die rots aan, spreek die rots aan voor oë, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. En ekskuus net vinnig, nou dink ek het hier op 'n call tydens een woordskool aand gesê, wanneer Jesus praat, luister die demone, luister die engele, luister die wind en die weer en die see. Die enigste wese wat dink hy hoef nie te luister nie, is die mens. Maar dis nie net al daai goed nie, wanneer Jesus praat, luister 'n rots. As Jesus vir 'n klip sê, gee water, dan vra hy nie nou, hoe bedoel meneer dan nou nie? Hy gee water. Hoe verklaar jy dit? Wel, jy kan nie, tensy jy weet wie Jesus is nie. As jy weet wie Jesus is, dan is dit maklik om te verduidelik. En so moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, dis vers 8, en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe, neem Moses die staf, vers 9, voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom. Nou ek weet nie of julle weet hoe groot die vergadering is nie. Dit was effentjies groter as die groepering in die De Wetsaal hier vanaand. Dit was min of meer, wat was dit, 2 miljoen mense. Almal wat uit Egipte land gekom het. Dis 'n taamlike vergadering. En daarop tel Moses sy hand op vers 11. En vers 10 sê hy eers, hoor tog julle wederstrewiges. Nou jy gaan nou hoor, Moses is boos. Moses se boortjie is vuurwarm. So hulle het nou, weet hierdie ouens het 'n vreeslik stof opgeskop, toe praat hulle met die Here, toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle, en God gee hulle bevel. Moses se stoom het nog nie bedaar nie. So hy is van daar af terug na die vergadering toe, en nou spreek hy hulle aan. Hy sê, hoor tog julle klomp rebelle, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Moet ek uit hierdie rots vir julle water vloei? Ek kan hom nou net hoor. Sê julle hierdie rots, moet ek vir julle hieruit water bring? Klink amper soos my pa wat gevra het, waar dink ek kom geld vandaan? Dink ek het kom van groei op sy rug. Toe sê, ekskuus, waar is ek nou, vers 11, daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. So dit moes 'n rivier wees. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het nie. Nou, ek wil net hê jy moet daar stop en dit luister net baie mooi, want hierdie diskurs, hierdie dialoog, is eintlik 'n monoloog meer as 'n dialoog, maar hierdie gesprek tussen God en Moses en Aaron, Moses wat die tipe van Jesus is, wat Israel uit Egipte bring, Aaron, die hoëpriester, wat 'n tipe van Jesus is. Die hoëpriester, die middelaar tussen God en die mense. God se aanklag teen hulle is dat julle in my nie geglo het nie. Nou dit moet jy net vinnig, drink dit net bietjie in. Hoekom sal God vir hulle sê, julle het in my nie geglo nie? Nou, hoekom dink julle dat om nie gehoorsaam te wees nie beteken jy glo nie? Hoekom?
Waar kry jy daai idee vandaan? Want ik geloof is om te weten dat Jezus die Seun van God is. En dat hij alles kan doen. So die belangrike lering, dit kom, ons het dit akuut van waargeneem in die Nuwe Testament as Johannes skrywe, hy wat in die Seun glo, die ewige lewe, maar hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom, en dis die eerste keer waar 'n mens akuut begin waarneem, dat in God se definisie is geloof en gehoorsaamheid aan mekaar vas. As jy nie luister nie, as jy nie gehoorsaam is nie, glo jy nie. Ons het 'n diep gesetelde quasi-definisie van waar ons heeltemal tevrede daarmee is, dat as jy net sê jy glo, dan glo jy. Dis glad nie hoe God dit sien nie. Hy sien nie, dat as jy opstaan en ek vra vir jou, glo jy en jy sê ja, dat dit 'n bevestiging van geloof is nie. God sê, die bevestiging van geloof, dat hy is wie hy sê hy is, word gesien in gehoorsaamheid. Die aanklag teen Moses en Aaron, is dat julle my nie geag het, en julle gaan dit nou lees, in sulke woorde, julle het my nie geag, vir wie ek is nie, want as julle sou, dan sou julle my gehoorsaam. Dis die konnotasie, en daarom die aanklag. Julle het in my nie geglo nie. Nou vers 12 gaan aan en sê, om my voor die oë van die kinders van God te heilig. Hoe heilig moes Moses en Aaron God heilig voor die oë van die kinders van Israel? Hoe moes hulle dit doen? Hulle moes gehoorsaam wees. En wat het die gehoorsaamheid behels? Praat met die rots. Nou jy mag dalk nou hier sit en dink en sê, jeggie, maar dit was am regtig nie so groot oortreding nie. So wanneer is 'n oortreding groot en klein teenoor God? Enige oortreding teen God is groot. Nie volgens my en jou nie. Volgens my en jou het ons klein oortredingkies. Soos in 8 jaar ons mense is aan meer klippie, tipe oortreding. En dan het jy groot oortreding soos in ja, nee, typies. Oortredings. Maar nie volgens God nie. So hy sê, julle het my ontheilig, en die manier hoe Moses en Aaron die hoofpriester hoe hulle dit doen, is deur nie te doen wat God vir hulle sê nie. Nou, nee, ek het nou nie dit beplan nie, maar terwyl ek nou daaraan dink, ek het 'n oom geken wat dit persoonlik gevoel het, hy moet mense wat die naam van God ydelik gebruik, daarop attent maak en hulle bestraf. Omdat hy God heilig. Ek het nou nie 'n opinie daaroor nie, want ek weet nie hoe dit mense enigstens kan help nie. As jy nie by God is nie, en jy gebruik nie sy naam ydelik nie, is jy nog net so verlore, as toe jy dit gebruik. Die feit dat jy nie sy naam ydelik gebruik nie, doen niks in jou saligheid nie. Jy is nog steeds nie by hom nie. Maar dit was sy manier om te sê, God is heilig en jy moet sy naam eer, maar hier's die ding, wanneer God kyk of mense om heilig, kyk hy na iets anderste, dikwels as wat ons kyk. Ons kyk daarna dat as jy bid, haal jy jou hoed af. God kyk nie noodwendig daarna nie. Maar kyk of jy doen wat hy sê. Want dit bepaal of jy hom heilig, ja of nee. So, kyk nou ontwikkel die storie. En goed, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle gegee het nie. Goed, dit was Numeri 20. Ons volgende skrifgie, ekskuus dat ek nou net sien waar staan hy, sodat julle ook kan blaai soontoe, is Numeri 27 vers 14. Nou, daar gaan nou weer verwys word na hierdie situasie, Numeri 27 vers 14, en dit lees so. Kom ons lees vers 12.
Daarna het die Here aan Moses gesê, klim op hierdie gebergte Abarim, en bekyk die land wat ek aan die kinders van Israel gegee het. Bekyk dit. En as jy dit gesien het, sal jy ook by jou volksgenote versamel word, soos jou broer Aaron versamel is. Omdat julle in die woestyn Sin, toe die vergadering getwis het, teen my bevel wederstrewig gewees het, om my by die water voor hulle oë te heilig. Dit is die water van Meribah by Kades in die woestyn Sin. Toe het Moses met die Here gespreek, maar hier weer, dis 7 hoofstukke later, sê God vir Moses, jy kan die beloofde land sien, maar jy kan nie ingaan nie, en die rede hoekom jy nie kan ingaan nie, is omdat jy my nie geheilig het voor Israel, deur ongehoorsaam aan my te wees, toe ek sê, praat, toe slaan jy. Nou, verder, ek gaan nog sê, die volgende is Deuteronomium 1, so die storie gaan nou aan. Deuteronomium 1 vers, ek moet net seker maar, vers 37, 1 vers 37. Kom ons begin by vers 34, net so vir 'n aanloopie na 37. Toe die Here die stem van julle woorde hoor, Moses wat praat met Israel, het hy toornig geword en gesweer en gesê, waarlik geen een van hierdie manne, hierdie verkeerde geslag, sal die goeie land sien, wat ek met 'n eed beloof het om aan julle vaders te gee nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefun, hy sal dit sien, en aan hom en sy kinders sal ek die land gee waarop hy geloop het, omdat hy volhard het om die Here te volg. Vers 37, ook was die Here toornig op my om julle ontwil, sodat hy gesê het, jy sal in hierdie land nie inkom nie. 'n Bietjie verder in hoofstuk 3 vers 26 lees ons dit weer. Maar die Here het toornig op my geword. Jy kan sien, dis nou die hoeveelste keer dat ons hierdie saak nou hoor, opgehaal bring, né? Die Here het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie, maar die Here het vir my gesê, dis nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Nou wat hier gebeur het is Moses smeek God of hy nie asseblief sal vergewe sodat hy in die beloofde land sal ingaan nie. God stop hom en sê dis genoeg. Ek praat nie verder met jou oor hierdie saak nie. Nou, lees ons bietjie verder, amper aan die einde van Deuteronomium, ons tweede laaste skrif, en dis Deuteronomium 32. Deuteronomium 32 vers 51. Omdat julle onder die kinders van Israel ontrou teen my gehandel het, by die twiswater van Kades in die woestyn Sin, omdat julle my nie geheilig het onder die kinders van Israel nie. Ekskuus, kom ek lees 'n bietjie vorentoe, want dis nou die einde van die sin. Kom ons begin by 48, ek dink dit sal voldoende wees. Daarna die Here op dieselfde dag met Moses gespreek en gesê, klim op hierdie gebergte Abarim, die berg Nebo wat in die land Moab is, wat teenoor Jericho lê, en aanskou die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel as besitting gee, en sterwe op die berg waarheen jy opklim, en word versamel by jou volksgenote, soos jou broer Aaron gesterf het op die berg Hor, en versamel is by sy volksgenote, omdat julle onder die kinders van Israel ontrou teen my gehandel het by die twiswater van Kades in die woestyn Sin, omdat jy my nie geheilig het onder die kinders van Israel nie, daarom sal jy in die beloofde land nie ingaan nie. Dan, 'n laaste gedeelte, en dit is 1 Korintiërs 10. Goed, ek dink hier gaan ons ook so 'n bietjie voor die tyd lees, ja. Kom ons doen, ons begin by vers 1, dit gee vir ons 'n lekker aanloop, ons wil eintlik van vers 7 af aanlees, maar kom ons vat hom 'n bietjie vroeër, 1 Korintiërs 10 vers 1, waar Paulus vir die gelowiges, nou, ek wil net vir 'n oomblik hê, dat jy net jouself moet oriënteer, waar is jy nou in die Bybel? Jy is nou in die Nuwe Testament.
Dis Korintiërs. Jy het nou te doen met die wedergebore verlostes van die Here Jesus. Die vrug van die opstanding. Jesus het opgestaan uit die dode, hy het sy gees oor mense uitgestort, die mense is vervul met die Heilige Gees, hulle is wedergebore en nuwe skepsels, en is juis aan hierdie gemeente, wat Paulus dan bietjie later geskryf het, dat julle is 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Nou luister wat skryf hy aan die nuwe skepping, in die Nuwe Testament, na die opstanding, gelowiges, wedergebore, luister fyn, wat sê hy, aan hierdie gehoor. So hy sê by vers 1, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders, almal onder die wolk was, nou julle die wolk in die woestyn, nee, die wolk in die dag, en die 4 kolom in die nag, en almal deur die see deurgegaan het, almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en daar hulle nuwe identiteit ontvang het, as die uitgeroeptes uit Egipte, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Wat 'n geweldige stuk insig en ding om te sê. Vers 5, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie. Want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskryf is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie horeer, soos sommige van hulle gehoreer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange. Nou, is dit nie vir jou interessant dat Paulus sê, hulle het Christus versoek nie? Dis Numeri 21. Sien jy? Ja, want hulle rebellie teen God, is in der waarheid, hulle rebellie teen die gesag van Christus. Want Christus is die hoof en regeerder van God, oor die skepping. Dit weet ons, want dit staan in Kolossense. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer omgekom. Vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing. Sien jy in jou Bybel, lees verder. Aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Nou, wil ek jou ernstig waarsku, terwyl ek nou sommer daaraan dink. Ek hoor Paulus se woorde en hy sê, onthou nou, die enigste Bybel wat hulle het is die Ou Testament. Hulle preek die Nuwe Testament uit die Ou Testament. En hy sê vir hulle, dat al hierdie goed wat hier opgeskrywe staan, is vir ons onthalwe opgeteken as waarskuwing. Nou, as jy 'n teologie het, wat jou vrywaar van die waarskuwing, wat sê, toe maar, is glad nie so ernstig nie, Op 20 April 1987 het ek my hand opgesteek, en ek is gewax, baby. Moenie jy worry. Ek sal miskien 'n slap op die wrist kry,
Nou, weet so, dalk 'n kroon of wat minder as ek nou in die hemel kom, maar moenie worry nie, alles is gewax, is fyn. Wil ek net vir jou sê, jy is ver meer in die moeilikheid as iemand wat in die wêreld is. En jy weet dit nie, en dis vir my erger. Nou sê, hierdie goed is opgeteken vir ons, as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan? Moet oppas dat hy nie val nie. Dis 'n ontsettend belangrike waarskuwing. En terwyl ek hierdie goed lees, ons gaan nou verder lees, dink ek aan die skrif van Jesus wat sê, en daardie dag sal baie vir my sê, Here, Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf in groot en kragtige dade, en dan sal ek vir hulle sê, gaan weg vir my, ek ken julle nie, is nie 'n nuwe konsep nie. Dis wat God vir Moses sê, en vir Aaron, dat hulle in die beloofde land nie kan ingaan nie. Want toe hulle moes praat, het hulle geslaan. Julle het ongeregtigheid bewerk. En Jesus sê dit vir die disippels, Jesus sê dit vir die mense, dis iets wat hulle kan verstaan, want hulle rabbies en fariseërs, wat moes dit vir hulle al baie gelees het, want dit is so 'n integrale deel van hulle kultuur en hulle geskiedenis as Jode in die volk van Israel. Paulus gaan aan, hy sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, omdat hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Daarom, my geliefdes, nou iets oor dit sê, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met 'n verstandige mens, oordeel self wat ek sê, en dan praat hy oor die beker van danksegging en wat oorvloei later in spesiale instruksie vir die nagmaal. Nou, omdat dit 'n baie spesiale omstandighede was, gaan ek nou net daar stop en nie verder nie, want dit kos verduideliking. Sê, God sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, al wat dit beteken is dit. Dit beteken so. Dit maak nie saak wat die versoeking is, om teen God te rebelleer nie. Dit maak nie saak hoe groot die versoeking is nie. Die uitkoms is Christus. Dit maak nie saak hoe groot dit is nie. Maar jy kan na Jesus toe draai as verlossing uit die versoeking, maak nie saak hoe groot die versoeking is nie. Jesus is die verlossing van die sonde. Tensy jy nie wil nie. Tensy jy nie na Jesus wil draai nie. Maar jy wil in hierdie area ingaan. Sê Paulus vir die Korintiërs, want dit was 'n ongelooflike immorele klomp gelowiges bymekaar. En nie net was hulle immoreel nie, maar hulle het 'n onsaglike hoeveelheid misleidende lering in hulle midde gehad. En hulle was heeltemal de mekaar soos 'n scramble eier oor enige iets huislik en gemeentelik en moreel en oor wat is waarlik geestelik. Dit het net nie opgehou nie. Dit het nie net te doen gehad met wat in hulle huwelike aangaan en seksueel aangaan nie, maar dit het reg deur gegaan, verhoudinge met mekaar, die feit dat hulle na mekaar hof toesleep en voor die hof daag en nie self onder die gesag van Jesus sake kan oplos nie, tot gelowiges wat in hulle dienste sit en dink hulle is verskriklik geestelik omdat hulle in tale praat. En hy sê, dis alwaaroor julle omgee, maar die liefde onder mekaar versuim julle, en dis hoekom ons 1 Korintiërs 13 in die middel van hoofstuk 12 en 14 kry, behalwe dat dit numeries op mekaar volg. Maar hy praat in 12 oor die gawes en profesie en tale, en 14, en in die middel sit hy liefde daar. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, maar ek het nie die liefde nie. Hy sê vir hulle gelowiges, wat baat dit julle? Dat julle nie gawes opereer, maar julle gehoorsaam Jesus nie. Hoe weet ek dit? Want Jesus het gesê,
Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is aan julle liefde vir mekaar. Maar julle, nou sê Paulus vir hulle, vir die Korintiërs, julle ag mekaar nie, julle respekteer mekaar nie. Julle is selfsugtig en selfgesentreerd en gebruik die gawes om julle eie geestelike egos te streel. So hy praat met hulle hart op een stadium, sê hy vir hulle, wil julle hê ek moet met 'n lat na julle toe kom? Haha, where's the love now, my brother? Die liefde lê daarin, dat Paulus verstaan, dat God moet geheilig word. En as julle so aanhou, ontheilig julle God in julle midde, en sal hy op julle neerkom. Hoe weet ek hy sal? Want hy sê dit vir die gemeente in Openbaring. Kom ons lees dit, want julle glo my dalk nie glo nie. Openbaring 2 en 3. En dis nie 'n nuwe ding nie, dis 'n ou ding. Hy sê Openbaring 2 vers 5. Praat hy met die gemeente in Efese. So 'n lieflike gemeente, toe Paulus daar bedien het, was hulle geestelik so volwasse en het die Here met toewyding gevolg. 30 jaar later, toe hierdie brief geskryf is, het hierdie gemeente reeds so verval, dat Jesus vir hulle waarsku in vers 5 en sê, onthou dan, hy sê vers 4, ek het een ding teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en sal die kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Die kandelaar wat die symbool van Jesus se teenwoordigheid in hulle midde is. As jy omblaai, ekskuus, ek net sien of ek, nog in dieselfde hoofstuk, sê hy, goed, hy praat met Smyrna daarso, Smyrna het hy net bemoedig, Pergamus vanaf vers 12, sê hy vers 14, ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou in die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te oreer. So het jy ook mense wat vashou in die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou. Hy praat met gelowiges en sê vir hulle, bekeer julle. Bekeer julle, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. En hier verstaan ons 'n wonderlike ding. 'n wonderlike ding aan die een kant en 'n skrikwekkende ding aan die ander kant. En dit is dat God is waarlik in ons midde. En die God wat waarlik in ons midde is nie die God wat ons vervaardig nie. Dit is die God van hemel en aarde. En hy is heilig. En hy vra nie van ons om hom te gehoorsaam nie. Hy beveel ons om hom te gehoorsaam. En wanneer ons doen, wanneer ons harte buig, en dis hoe ons by hom uitgekom het, in die eerste plek is deur ons harte voor Christus te buig, maar wanneer ons voor hom buig, dan heilig ons sy naam. Daai vroukie wat met die 2 kinders in die Kolosseum instap en toe die leeu hulle verskeer, het God se naam geheilig. Hoe het sy dit gedoen? Deur aan God gehoorsaam te bly tot die dood toe. En wat was dit? Sy het haar oë op Jesus gerig gehou, selfs al kos dit haar lewe en die van haar kinders. En in dit heilig sy God se naam. Van die vergadering van God is hy 'n aardige groepie mense. Aardig in alle opsigte. Daarom pas hulle nie eintlik op hierdie aarde nie. Hulle is vreemdelinge en bywoners vir hierdie rede. Hulle het geen groter vreugde as om hulle harte en hulle lewens te buig onder die gesag van hulle Here en hulle Meester nie. Dis waarvoor hulle lewe. Die oomblik wanneer die kerk nie meer daarvoor lewe nie, het hy opgehou om kerk te wees. Ek dink aan toe ons jonk was. Jonk. Ja, jonk. Ek dink nou aan my kleinseun, hy's 4, toe sê hy vir my, oupa, toe ek nog klein was. En dan vertel hy my iets wat sê nou maar verlede week gebeur het. En ons kan ook so wees. Maar toe ek nog jonk was kerk vir my
Was kerk die cool plek waar jy uithang en waar jy ander jong mense ontmoet, spesifiek ook meisies. Maar dis 'n cool plek, daarom moet die musiek cool wees. En dis so, jy weet, dit is so. It's net yo. It's cooking here, man. Dis belangrik dat dit cooking is. En dat dit cool is. En dat dit, jy weet, dit is 'n plek waar ek dan by pelle toe na kan uitnooi. En hulle sê, ja nee, wow, check it, toe trek die pastoor aan, hy's hip, en hy het sy hare gegel, en hy's soos in, yo. En dis 'n aaklige tyd in jou lewe, hè? Oh man. Ek wonder as daar 'n counter in die hemel was, vir hoeveel keer het jy na 'n spieël gekyk? Sal die meeste van daai counts wees in daai tyd. En sê maar, dis nie God se definisie van 'n kerk nie. God couldn't care less what you consider to be cool. What he demands is that we obey. En dis die mense op wie hy sal let. En jy weet, nou dink ek Paulus sê, die goed in die Ou Testament is baie versigtig opgeteken vir wie? Ja, hy sê so, hy sê dis opgeteken vir ons, maar weet julle wat is my tragedie? My tragedie is ek kom vir jare in die kerk aan wat sê, niks van daai tel enige punte nie, want dis Ou Testament. Ons sny dit af, ons is die verlostes, ons lewe deur genade, halleluja. So wat het jy alweer gehoreer hierdie week? Oh man, toe maar, daar's genade vir jou. Wel, ek wil net vir jou ietsie vertel, jy is nie besig met die evangelie van God nie. Jy is besig met die evangelie van die Satan self. En Paulus sê dit vir die klomp. Hy sê dit vir hulle. Hy sê, julle moet net een ding verstaan, as julle weer deur daardie skrifte lees, so moenie wees, soos die ouens wat gemurmureer het nie, moenie wees, soos die ouens wat gehoreer het nie, want julle weet, dat geen onreine, geen gierige hart, geen hoereerder, sal die koninkryk van God beerwe nie. Broeders, julle is verlos van die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die Seun van God se liefde en in staat gestel om hom gehoorsaam te wees, wees dit. Sien, dis die boodskap. En dit bring die kerk op 'n plek waar hy rein is. Rein in sy denke en rein in sy hart, rein in sy optrede en rein in sy gedrag, want hy weet wie die God in sy midde is. Het dit jou nie al verstom, dat die Israeliete, ek bedoel, ek knyp net my neusbrug vas, en skud my kop, as ek aan hulle dink. Hoe is dit moontlik, dat hierdie klomp, wat die hele uittog uit Egipte beleef het, met al die wonders wat daarmee saamgaan, en die wolkkolom in die dag, en die vuurkolom in die nag, en die kwartels en die manne, en die noem het, die hele Egiptiese army, wat verdrink in die rivier, soos die een ou gesê het, maar hy het agtergekom, die plek waar die Israeliete deur is baie vlak gewees, het hulle een of ander ateïstiese sê, en toe die ou van hom gesê, dis merkwaardig, want dis nog 'n groter wonderwerk, dat die hele Egiptiese leer kon verdrink in so 'n bietjie water. Hulle het dit alles meegemaak, en nog steeds met die volgende uitdaging, murmureer hulle teen God, en daag hom uit. Hoe kry hulle dit reg? Wel, die antwoord is eenvoudig. Hoe kry ons dit reg? Hoor julle, dis ernstig. Hoe kry ons dit reg? Want ons doen presies dieselfde. En dit maak dit ek skielik verstaan, dat dit ernstig is, en nou kan ek verstaan, hoekom het Ananias en Safira gesterwe? Want dit was 'n boodskap wat die gemeente moes hoor. Dis heilige grond waarop julle staan. Trek julle voete uit, nie die kerkdiens nie die gebou nie, hulle het dit nie gehad nie, maar julle lewens
En as jy dink dat God se genade is oukei met sonde, en dis die rede hoekom jy dit heimlik omhels, en nie dan meer klaarmaak nie, dan moet jy vandag hoor, dat jy is liderlik mislei. En dat jy op 'n baie gevaarlike plek op jou lewe is. So, om af te sluit met Paulus se woorde, hy sê dit. Hy sê, daarom kastei ek my liggaam, en maak dit diensbaar, sodat ek, terwyl ek vir ander gepreek het, nie self verwerplik bevind mag word nie. Ek dink, Petrus sê immer sy goddelike krag, het hy ons alles geskenk wat, en dan noem hy. Daarmee bedoel Petrus, julle het Jesus omhels. Alles wat God het om te gee, om hom te behaag, in reinheid en in heiligheid, is binne in die een wie julle omhels het. Leef uit hom. Dis ernstig. Daar lê julle verlossing, en dis vir my so kosbaar. As jy vanaand dit hoor, miskien hier in die saal, of jy hoor dit dalk oor die kamera, dan, en jy steur jou nie daaraan nie, moet jy verstaan, jy staan lynreg verantwoordelik voor daardie selfde God, wat met Moses gepraat het, en hom verhoed het, om die beloofde land in te gaan. Om rekenskap te gee vir jou lewe, en dieselfde met my. En as jy my wil lief hê, soos God se definisie, help my, om daai weg nie te gaan nie. As jy my op daai weg sien, of vermoed ek is dalk op daai weg op een of ander manier, doen alles in jou vermoë om my terug te kry, by die een, wat die herder van my siel is, by Jesus. En dit beteken, ons het die reg, om mekaar te bemoedig, maar nie net te bemoedig nie, ook te vermaan. Jy het nie 'n rang nodig nie, jy het nie 'n spesiale status nodig nie, jy moet net die erns besef van die lewe van God. Kom ons bid so. Here Jesus, dit sou 'n hopelose oomblik wees, om al hierdie dinge te hoor, en niks daaraan te kan doen nie. Ek dink aan Moses, wat maak nie saak wat hy gedoen het, nie die beloofde land kon ingaan nie. En U staan in ons midde, en U gee ons die kans om te bekeer, wat onuitspreeklik lieflik en wonderlik is. En ons wil dit vasgryp. U woord is ernstig. Die koninkryk staan vas. Die poort is gedefinieer. Die weg daarheen is deur God ingestel. Here Jesus, gee vir ons vaste harte, 'n vaste gees in ons binneste, om U vas te gryp en aan te hou vasgryp, tot die einde toe. Om nie verlei te word deur al die goed wat ons hoor, wat sê dit is oukei, dit is oukei, jy kan relax, is fyn, is oukei, genade sal jou vang. Gee vir ons 'n wakker hart, Here, om nie oukei te raak met rebellie en wederstrewigheid teen U naam nie. Maar ons oë gefestig op Jesus te hou, die leidsman en volleinder van ons geloof, terwyl ons elke sonde aflê en elke las wat ons so maklik omring, en die wedloop met volharding hardloop tot die einde toe. Dankie vir my boeties en sissies in hierdie saal. Dankie Here dat hulle ook vir my bid, en ek vir hulle, dat ons hierdie wedloop sal klaarmaak, om saam met die openbaring van Jesus in heerlikheid openbaar te word, en te kan hoor die woorde van God wat sê, my goeie en getroue diensknegt, gaan in die vrede en rus van jou Heer. Wat 'n lieflike oomblik. Ek wil net laastens vra, Here Jesus, hier sit dalk ouers hier, wat bekommerd is oor hulle kinders, en in alle waarskynlikheid met reg ook so.
ernstig bekommerd oor die siele van hulle kinders. Ons wil vir daardie kinders bid, Here, Jesus, U wat in die donkerte inskyn, U wat die hart van 'n mens kan verlig, dat U Uself aan hulle sal openbaar, met krag en met heerlikheid, dat hulle U sal sien, en die kans sal hê om te draai, voor dit te laat is, sodat hulle die lewe van God kan ontvang. Wees U hulle genadig, Here. Breek U die woord van die waarheid in hulle harte oop, help hulle om te hoor, en help hulle om te sien. In Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.